Nou, ek moet erken vir môre se boodskap het ek nie alleen voorberei nie. Ek het my ma gevra om so 'n bietjie saam met my te dink aan vermoere. Sy is nou 80 jaar oud. En baie van haar grys hare het sy gekry as gevolg van my. En dit wat Christo ook nou sê, ego ek ook in terme van 'n ma se hart. Dit wat God in 'n ma se hart gesit het en hoe ons dit nodig het. Elkeen van ons wat vermoere hier is verbind aan 'n moeder. Daar was 9 maande waar jy verbind was met 'n naaldstring en daai het 'n ongelooflike verbintenis gemaak tussen jou en 'n baie spesiale persoon. So wat 'n voorreg om vermoere so 'n bietjie om God se woord ook te gesels en uiteindelik hierdie tema wat ek nou vir jou gaan gee ook te bring na 'n moeder se hart toe. Nou Tessa het nou melding gemaak van Marie as die leierfiguur, is die moederfiguur van hierdie gemeente en sy het gesê soos Rut wat gewillig was om te gaan, gewillig was om te doen, gaan ek vermoere ook met jou gesels oor Naomi wat vir Rut ingeneem het. So daar's 'n ma wat soms so 'n bietjie in die agtergrond is en dis die skoonma en ek beloof jou ek gaan nie 'n grappie maak oor 'n skoonma nie. Ek dink baie keer is dit 'n rol wat so 'n bietjie in die agtergrond is. Maar daar's 'n verhaal in God se woord van 'n skoonma wat 'n dogter lei. Sy lei haar na die dorsvloer van Boas. Jy gaan dit kry in Rut 3. Gaan jy nou sien toe vat. My tema vir vanmôre is help hulle na die dorsvloer. Help hulle na die dorsvloer. Nou jy kan so lank blaai na die gedeelte in Rut 3, as jy jou woord saamgebring het, braai saam met my sien, ek gaan nou nog vir jou ander skrifgedeelte ook gee, maar blaai so lank na Rut hoofstuk 3 toe. Die konteks hier is Samuel skryf hierdie boek, en uiteindelik gaan dit oor die verhaal van Naomi en haar man Elimelech wat Moab toegegaan het, want dit is swaar gegaan in die land Bethlehem. En 10 jaar later nadat sy haar man verloor, haar 2 seuns kom sy en haar 2 skoondogters terug. En dis Naomi, Orpa en Rut. Maar uiteindelik sou dit Rut wees dat bly en sy begin in Bethlehem haar nuwe lewe as 'n Moabitiese vrou, as 'n heidense vrou. En in hoofstuk 3, nadat Naomi vir Rut gesê het, ons het 'n losser, ons het iemand wat ons skulde kan vereffen, ons het iemand wat grond by ons kan oorneem, want dit was die Joodse tradisie en die Joodse wet. Help sy vir Rut om vir Boas te leer ken. Nou, Samuel skryf hierdie verhaal nie om vir my en jou te vertel noodwendig van Rut nie. Hy vertel vir my en jou hierdie verhaal omdat hy uiteindelik by die koningskap van Dawid wil uitkom. Hy skryf hierdie boek baie spesifiek, baie strategies as 'n rigter in die tyd van Saul om die volk voor te berei van daar is 'n nuwe koning op pad en sy naam is Dawid. En daarom sal jy sien, hy sluit die boekie af met die nageslag en uiteindelik sou jy sien dit is Boas en dan sit Obed en dan sit Isaai en dan sit Dawid. Maar hy gebruik meesterlike letterkundige tegnieke om die verhaal van Rut as 'n voertuig te gebruik, as 'n platform te gebruik om vir die leser van die dag te help om Dawid raak te sien. Nou kom ons kyk gou wat gebeur aan Rut nommer 3. Hoofstuk 3. Toe sê haar skoonmoeder Naomi vir haar, my dogter, sal ek nie vir jou 'n rusplek soek dat dit goed met jou kan gaan nie? Nou dan, is Boas by wie se diensmeisies jy gewees het, nie ons bloedverwant nie, dis die losser of die verlosser idee. Kyk, hy wan vandag by die vloer gars uit, dis die dorsvloer. Was jou dan en salf jou en trek jou skoene aan en gaan af na die vloer toe. Laat jou deur die man nie herken totdat hy klaar geëet en gedrink het nie. Hier is hierdie ongelooflike beeld van Naomi wat vir Rut sê, gaan, ons het 'n losser, ons het iemand wat ons skuld kan vereffen en ontmoet hom by die dorsvloer. Vriende, die dorsvloer is 'n ongelooflike tema. Dit was plekke waar jy gewoonlik op 'n hoogte groot ronde areas gehad het in oestyd. Hier's groot gerwe koring daar gewaan. Dit is 'n slaanaksie
deur hulle noem dit 'n skop of ook 'n waanvurk. En wanneer hierdie gars dan geslaan word hierdie vurke gebruik en dit word in die lug ingeskiet sodat die koring kan loskom en die kaf uiteindelik in die wind kan waai. 'n Ongelooflike tema in terme van wie Christus ook is, en daarom nooi ek jou uit om na Matteus 3 toe te blaai. Matteus 3. Johannes die Doper is aan die woord deur die pen van Matteus. En uiteindelik gee hy vir ons 'n kykie na wat Jesus besig is om te doen. Nou hierdie gesprek, vriende, en ek gaan nou vir jou oopbreek, ek gaan nou begin vir jou om vasvat, is Johannes die Doper eintlik besig met die Fariseërs en die Sadduseërs, omdat hulle besig was om met hom te gesels oor die autoriteit van Jesus, sê hy die volgende vir hulle. Matteus 3, en ek gaan so van vers 11 af lees. Ek gaan net om dit kry daarso. Hy sê vir hulle, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Baie bekende versie, ons ken hierdie versie baie goed, maar luister na die volgende vers. Sy skop, dis 'n waanvurk, is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Hier is 'n geweldige messiaanse tema wat uiteindelik uit Samuel se pen deur die verhaal van Rut en Naomi kom, en hy gebruik vroulike, moederlike figure om uiteindelik by die messiaanse boodskap uit te kom. Nou dink gou saam met my, net vir 'n oomblik, by die kruis, toe Jesus alleen was op sy mees ontblootste en op sy, die Engels sê dit so mooi, vulnerableste oomblik was. Wie was saam met hom by die kruis? Maria, sy ma. En Maria Magdalena, die prostituut. Hier is hierdie ongelooflike krag wat daar in vroulikheid is. En die Here wil dit raak sien, en hy wil vir jou herinner aan jou taak, om wie ook al in jou netwerk is, 'n kind, 'n kleinkind, iemand hier in jou gemeente, te help. Waarna toe? Dorsvloer toe. Jy gaan nie vir hulle kies nie, hulle gaan self kies. Maar as ons hulle help, as ons hulle bring, dan waan die Here Jesus hulle. Hy begin hulle reinig, hy begin die koring van die kaf skei. Net nog 'n vraag. Op die 3de dag, wie was die eerste persone by die leë graf? Wie wat sê hulle van Maria, die twee Maria's, Jesus se ma en Maria Magdalena? They were the first apostles. Mamas, moenie jou krag in God se werking ooit in jou lewe onderskat nie. Help hulle net dorsvloer toe. Jy het die gawe ontvang, soos Christus gesê het, van 'n sagtheid, van 'n liefde wat borrel, van dit wat die Here in jou hart gegee het, om op jou manier, jou kinders, en ek praat nou van jou kinders, dan praat ek van soos Christus ook nou gesê het, jy is dalk nie 'n biologiese ma nie, maar jy het mense wat jy invloed op het, lei hulle na die dorsvloer toe. Nou my ma is 'n kosbare vrou. Sy het as 'n jong dame in haar 20's het sy by die Here Jesus uitgekom, was baie lief vir die Here, selfs voor dit, maar net nie 'n persoonlike verhouding met hom gehad. 1968 daar in Potchefstroom kom sy en my pa by die Here uit na 'n reeks dienste en haar hele lewe verander. En ek vra vir haar, ma, ek het hierdie boodskap wat ek Sondag bring, gee my 'n bietjie tips man. Sy sê, o, jene, Dion, eintlik moet ek jou die waarheid sê, Jesus het maar alles gedoen. Al wat ek moes doen is luister. Ek moes sy woord ken en ek moes hom vertrou om julle groot te maak. En sy sê vir my, waar is daar 'n beter skuiling as Jesus? Waar is daar 'n beter plek as om in die skeur van die rots deur God se hand toegemaak te word en herinner te word van die wonderlike gawe wat daar in Christus is? Watter beter skuiling is daar as aan die
by die stam van 'n wonderlike boom en jy kan sit in daardie skaduwee en die rus en die vrede van Jesus ontvang nie. Nou vriende, as 'n ma dit vir jou sê, met 'n sagte, mooi gesindheid, wil ek vir jou sê, 'n kind, 'n stoute kind soos ek, luister. Kyk, my ma sy het altyd my pa toegelaat om ons te dissiplineer. Was nie haar werk nie, sy sê dit ook, onthou jy, was nie regtig my werk nie. Papa het julle gedissiplineer. Maar ek onthou eendag, sy waarsku ons, ek en my boetie Andries, is besig om te speel in die huis, ons hol daar rond soos malgoed, en sy sê vir ons, luister, een van julle gaan nou seer kry. Maar hoor my vandag, ek gaan julle eers voeter, en dan gaan ek julle hospitaal toe vat. Ek sê vir Andries, man, maas laat nooit noor nie. Ons speel, ons hol, is die katte en honde wat daar deur die huis hardloop. Sy waarsku ons 'n tweede keer. Sy sê, Bulle, ek en Marnie, dis my jongste sussie, is besig hierso met, ek dink hulle was besig met haar huiswerk, julle gaan seer kry. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Ek gaan vir julle voeter voordat ek julle ongeval toe vat. En in ons opgewondenheid hol ons deur die sitkamer. Ek voor en Andries probeer my vang en ek duik agter 'n bank in en hy, ek weet nie wat het deur sy kop gegaan nie, maar hy sien hierdie sak, soos 'n checkersak, so half opgeblaas. En hy so excited oor, ek weet nie wat nie, hy gaan my nou vang of iets, slaan hy die sak met sy hand so. Maar hy het nie geweet, my ma se breipenne en wol is daarin nie. En hy sla die breipen dwars deur sy hand. Ek sê vir hom, nou moet ons hol, my maat. Sy kom om my hoek. Dis die eerste keer wat ek my ma sien vuisslaan het. Die ouwe val net. Ek hardloop soos 'n mal ding. Ek sê vir myself, hier kom dit nou, die oordeel het geval. Sy voeter ons voordat sy hom hospitaal toe vat. Nou daai hart van haar was eintlik 'n skrikhart. Julle ma's ken dit. En dis 'n mooi eienskap, as jy sien hoe dat 'n ma so eintlik omgee vir haar kinders. As jy dan omgee, lei hulle na die dorsvloer toe. Want daar sal die meester hulle waan. Nou hoe doen jy dit? Ek vra haar, ek sê, maar hoe het jy dit gedoen? Sy sê, Boeta, ek het my oë in die woord van God gehad. Meer as 50 jaar nou, 56 jaar, is dit haar lese. Hierdie is my veilige beskutting. Nou ek het dit haar nooit hoor sê nie, ek gaan nou woorde in haar mond sit. Hierdie was nog altyd my ma se dorsvloer. Die moderne vorm van 'n dorsvloer, hier het ek en jy dit in ons hand. En sy sê, Boeta, jy moet leef. Nou my kinders is groot, Josh en Blom is ook hier vanmôre. En dit is so wonderlike voorreg om uit 'n ouerhuis te kom waar Jesus waarlik gedien was. Ons was aangehelp na die dorsvloer toe. Vriende, ek moet self kies of ek die Here moet dien. Maar die dag toe ek hier's vir hom ja sê, was my ma 'n onsigbare getuie wat gesê het, Leon, doen dit, jy maak 'n goeie besluit. Daarna, tot vandag toe nog, is sy die een saam met my pa wat my aanmoedig. Sy is die een wat sê, hou aan Leon, hou aan lees, hou aan werk. Dis die moeite werd om by die dorsvloer van Jesus uit te kom. Nou sy is ongelooflik bang vir muise. En ek weet nie of sy nog banger is vir 'n romanspinnekop. Wie van julle ken 'n romanspinnekop? Kyk, ons het baie aande omgelag. Ek moes eintlik veronderstel om haar te help, maar sy vlieg as 'n jong dame wat al 4 kinders gehad het, soos 'n atleet op 'n tafel, as 'n roman in die huis rondhardloop. Sy raak nie aan iets die vriende, sy spring soos 'n superkarakter. En dan begin sy gil. Ami! Sy het die bewustheid gehad van dinge om haar. En sy wou dit uit haar huis uit hê. Vriende, as jy dan as moeder dinge uit jou huis uit wil hê, wie was die beste plek waar dinge loskom? By die dorsvloer. Sy het 'n muis gehaat, sy haat hom tot vandag toe nog. Sy hou nie van 'n spinnekop nie, sy sê daar waar 'n spinnekop is, moet hulle doodgaan. Sy en my pa het nou nog die gesprek oor, dan sê hy van my moedertjie, dis 'n handige dier, is nie 'n dier nie, sê sy.
Die dinge wat in julle lewe soos muise en spinnekoppe julle die mure uitdryf, wat is 'n beter plek as om daardie reiniging te ervaar, as ek dit 'n metafoor kan gebruik, om te sê, Here, wil U nie my kinders help, sodat U hulle harte sal reinig nie, van alles wat hulle rondjaag, van alles wat hulle bang maak, reinig hulle harte, Here, help hulle na die dorsvloer toe. Julle sal nie glo nie, maar my ma se kos is die lekkerste in die hele wye wêreld. Jy gaan seker sê, jou ma se kos is die lekkerste. Ons kan nou maar 'n stryery hê, maar ek sê nou vir my ma se kos is die lekkerste. Daardie vermoë om te voed, daardie vermoë om in 'n baie eenvoudige manier gereg voor te sit. Vriende, ek het nie eens geweet op 'n stadium met my ouers ongelooflik swaar gekry nie. Dan maak sy die heerlikste spaghetti in mins. Daar is 5 minskorreltjies in, jy tel hulle so, het lyk soos rosijntjies in 'n bobotie gereg. Net omdat daar te min was, maar wele is altyd met vreugde voorgesit. Altyd met hierdie wonderlike voorreg gewees wat sy het as ma om te bedien. Vriende, moederhart met wie ek praat vanmôre, wat is 'n beter plek as om te voorsien 'n pad na die dorsvloer toe? Jy is die een wat nog steeds kan voorsien in die hart van jou kind se behoefte. Voorsien dit vir hulle, soos 'n bord kos. Daar's geen beter of egte waarheid as die Here Jesus Christus nie. Sy kon 'n TV regmaak. Julle sal my nie glo nie, hier is die waarheid wat ek julle nou gaan vertel. Ons is jong kinders en ons kyk MacGyver. Wie ken MacGyver? MacGyver was hy ou wat so alles kon regmaak. En die program is besig om so momentum op te tel, en daai jare, ek weet nie hoekom nie, die syne so verloor, dan kry hy mos so 'n sneeuwbeeld, dan maak hy mos so tsch. Ons sê, ag nee, en ons roep vir mamma, ma, kom help die TV stukkend, en sy kom in, en sy kan nie 'n TV regmaak nie, is groot. Maar ek sê vir haar, ma, sê net iets vir die TV. Ek het geglo, as my ma praat, luister jy. Dit is mos gesê vanmôre, R staan vir, she's right. En sy grappenderwys sê, oerla, boerla, boeps, dan gaan die TV aan. Ja! En sy sê uit, en sy gaan terugkom bys toe. Ag vriende, dis net weer waar MacGyver 'n tool of 'n ding wil bou. Mama, die TV! Nee, julle los my uit, dit is sommer nonsens hierdie. Ag, mamma asseblief, kom asseblief. Ek gaan haal haar in die kombuis. Mamma asseblief, kom, MacGyver gaan die ding opblaas. Sy sê, okay, nog net een keer. Oerla, boerla, boes, daar is die TV reg. Ek sê, yes, en ons is weer by MacGyver. Vriende, dit gebeur 'n derde keer. Ons roep vir my ma, sy sê, luister, dis nou die laaste keer dat julle my roep. En dis in elk geval nie ek wat die TV reg maak nie, dis blote toeval. Ek glo haar nie, ek sê, maar dis jy wat hom fix. Hierdie keer staan sy so 'n bietjie langer en wag. En ek kyk hy TV so. Sy sê, right, julle, is julle reg? Sê ja. Oerla, boerla, boeps. Ek beloof vir julle, daai TV kom weer reg. Sy kyk so, sy sê, o nee, liewe genigtig, nou word ek self bang. En daar is sy uit. Om toe te tree in sake wat jy eintlik niks van weet nie, dis 'n moederhart. Om my kind te help met wiskunde, dwars deur die nag te leer, om te help deur skool. My arme vrou het ons oudste ou Josh deur die skool gebid. Hy het nie geswat nie, dit was 'n wonderwerk. Dis wat 'n ouer, dis wat 'n moederhart doen, sy help, sy ondersteun, sy sal selfs vir jou wiskunde gaan skryf as sy kon nie waar nie. Jy sal deur daardie pyn gaan vir jou kind as jy hom net kan help. Terwyl jy dit doen, lei hulle dorsvloer toe. Want daar sal Jesus hulle begin skoonmaak. Daar sal hy hulle help. Vriende, Rut en Naomi het 'n ongelooflike mooi verhouding selfs daarna. Boas en sy trou, en daarna begin die nageslag van Jesus vorm aanneem, omdat iemand in die vorm van 'n skoonma gelei het na die dorsvloer toe. Rut, kry hom by die dorsvloer, waar hy waan en besig is met die gars. Vriende, ek wil vanmôre vir jou sê, daar is geen groter kosbare skat as God se woord nie. Dis sy dorsvloer. Lees hom, leer hom, leef hom.
Uiteindelik sê die Here Jesus self van homself, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dis hierdie kosbare uitnodiging wat ons kry van ons Meester se hart. So vriende, waar gaan jy egtheid kry as dit nie is in God se woord nie? Ek en my ma, ek is besig om af te sluit, is by 'n skou daar in Newcastle, hulle noem dit die Wintersmark. Ek en sy loop daar rond, want in die aande gaan ons saam met die kinders uit, is te koud vir haar, en ek sê van moeder, kom loop, gaan saam met my. Nou loop ons daar tussen die stalletjies deur, en ek en my ma het 'n ongelooflike liefde vir parfuum, veral sy ruik altyd so lekker. En ons is by hierdie parfuumstalletjie. En die persoon, ek weet nie of hy 'n Arabier of 'n Pakistaner is nie, maar dit ruik lekker daar by sy stalletjie. Sê toe vir ons, hoorie, ruik net hierdie goed, hier's wonderlike reuke hier. En my ma's baie skepties, want sy ken 'n parfuum. En hy begin daar goed te spuit. Hy sê vir my, "Sir, this is revolutionary perfume. It contains pheromones that attracts females." Ek sê vir my ma, die man het my besprei nou hier. Op daardie oomblik is 2 bejaarde vrouens besig om na die stalletjie te kom, en hulle staan reg agter my, en hy sê, "Sir, turn around. It is already working." My ma sê, "Boeta, kom dat ons hier wegkom. Hier is nie 'n egte storie nie." Ek sê, "Ja, kom ons loop terug waarvan ons vandaan gekom het." Sy sê, "Nee, iets het my oog gevang." Ek sê, "Wat is dit wat jy gesien het?" Sy sê, "Daar in die een hoek is 'n man wat leer handsakke vervaardig. Dit is egte materiaal. Dis 'n egte iets wat ek kan hou. Ek koop vir haar 'n handsak daar, sy het hom tot vandag toe nog." Vriende, hier is die egte waarheid van God. Lei hulle na die dorsvloer. Nou ek sluit af. Samuel skryf dit, sodat die leser ingelei kan word in dit wat hy as strategies belangrik beskou. En dis Dawid en die nuwe koningskap wat hy gaan invoer. So ek maak 'n gevolgtrekking vanmôre. Wie het Matteus geskryf? Matteus. Waarom het hy dit geskryf? Waarom het hy hierdie gedeelte in hoofstuk 3 geskryf, om vir my en jou te lees, natuurlik al die ander hoofstukke, is sodat ons die nuwe koningskap van Jesus kan sien. Die Here Jesus is op sy dorsvloer en hy is besig met ons. Uiteindelik wil Matteus en die res van God se skrywers my en jou lei na die dorsvloer toe, waar hy sy skop in sy hand het. Met ander woorde, hy is reg om te waan, hy is reg om skoon te maak, hy is reg om jou te lei, is natuurlik jou keuse. Ek wil vanmôre vir julle sê, behalwe vir Samuel en Matteus wat my help en gehelp het, het ek 'n ma wat my gelei het op haar kosbare manier na die dorsvloer. En vanmôre is my lewe heeltemal anderste, omdat ek ja gesê het, soos Rut vir Boas. En hom toegelaat het, sy het hom toegelaat om haar te verlos, die skuld te gaan betaal by die stadspoort, sodat ek die Here Jesus toegelaat om te sê, Here, ek vertrou dat jy genoegsaam my skuld kan vereffen, en hy het dit gedoen. Help hulle na die dorsvloer. Dis eg. Dis nie 'n fabel nie. Die lewe van die Here Jesus Christus opgeneem in sy kosbare woord is eg, soos 'n egte leerhandsak. Lei hulle na die dorsvloer. Sal julle dit doen? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die kosbare woord. Dankie dat U ons lei na die dorsvloer toe. En ek wil dankie sê, Here, vir elke mamma wat hier is. Ek wil U dankie sê vir my eie ma. Sy het 'n ongelooflike indruk in my gelaat. En as ek aan haar dink, dan is daar 'n baie spesifieke gedeelte in my hart wat net hare is.
Dankie vir ma's. Dankie vir ma's wat ons lei na U toe. Wat ons versorg en vir ons kos gemaak het toe ons nog nie dit self kon doen nie. Dankie dat hulle vir ons bid, dat hulle vir ons help, dat hulle vir ons intree voor die troon van God. En uiteindelik, Here, U naam daardeur verheerlik, want U het hulle mamas gemaak. So Here, baie dankie vir ons ma's. Baie dankie dat U hulle vir ons gegee het. Miskien moet jy iemand bel vanmôre, miskien moet jy jou ma net so 'n bietjie 'n likeie gee, doen dit. Nie al die ma's wat ons verteenwoordig is hier vandag nie. Bel aan, sê vir haar dankie. Jolien het laag gesê, gee vir haar 'n drukkie, as jy kan, gee vir haar 'n drukkie. So Here, baie dankie vir die woord, en dankie vir ma's. Ons eer U in Jesus naam. Amen.